Kom ons maak die woord van die Here oop, Lukas 22 vers 54 tot 62. Die maal waarby ons stil staan is net die gedagte, staan net weer op. Terwyl ons die voorreg het om die woord so voor ons ook oop te hou, kom ons sit net so, kom ons buig net die hoofde ook saam in aanbidding. Ons Here en Hemelse Vader, Here Jesus, baie dankie dat ons vanmôre hierdie enorme voorreg het om net hier in die kerk te kan wees. Here, dit dat ons op pad hierheen ook kon sien hoe die waterpoele staan en hoe die gras in die veld en die bome lowergroen is. Die bosveld ook sy volle kleur vir ons ook vanmôre kom wys. Here, dit is uit groot dankbaarheid dat ons kom sê, dankie vir elke reendruppel wat geval het. Elke druppel wat so verskil gemaak het, nie net in die natuur nie, Here, maar ook in ons binneste. Maar Here, ons is ook deeglik bewus daarvan dat daar in ons land plek is waar daar groot skade is as gevolg van baie reën en baie water. En ons bid, Here, dat U hulle ook sal genadig wees. Maar ons weet, Here, dat daar ook plekke in ons land is waar dit nog bitter droog is. Maar ons weet ook, Here, dat U op die regte tyd die hemelse sluise bokant hulle sal oopmaak. Want U is 'n God van genade, God wat net weet wat ons nodig het. En daarom kom kniel ons vanmôre in stilte voor U. En ons bid, Here, dat U vanmôre ons harte ook sal oopmaak en dat U deur U woord met elkeen van ons sal praat. Dat ek oudergewoon, Here, net agter die kruis sal verdwyn en die woorde wat oor my lippe vloei, Here, dis U woorde. Dis die boodskap wat U vir ons wil gee. En gee, Here, dat ons ontvanklik sal wees. Dat ons dit in ons harte sal bewaar. Maar Here, dat ons dit ook sal gebruik om ons verhouding met U te laat groei. Seën ons vanmôre, Here, met U liefde en U genade. En dit bid ons in die naam van Jesus, ons Verlosser. Amen. Ek lees vir die Lukas hoofstuk 22. Hulle het Jesus toe gevange geneem en hom weggelei en in die huis van die hoofpriester gebring. Petrus het op 'n afstand agterna gekom. In die middel van die binneplaas was daar 'n vuur en daar het mense bymekaar gesit. Petrus het tussen hulle gaan sit. 'n Diensmeisie wat hom in die skynsel van die vuur gesien het hom goed bekyk en gesê, die een was ook saam met daardie man. Maar Petrus het dit ontken deur te sê, Juffrou, ek ken hom nie. Rukkie later sien iemand anders hom en sê, jy is mos ook een van hulle. Maar Petrus antwoord, man, ek is nie. Na verloop van sowat 'n uur het nog een met beslisheid beweer, so waar, die een wat ook daar saam met daardie man, was ook saam met daardie man, hy is mos ook 'n Galileër. Maar Petrus sê, man, ek weet nie waarvan jy praat nie. En onmiddellik, terwyl hy nog praat, het daar 'n haan gekraai. Die Here het omgedraai en Petrus aangekyk. Toe val dit Petrus by wat die Here vir hom gesê het, voordat die haan vannag kraai, sal jy my 3 maal verloon. Petrus het buitentoe gegaan en bitterlik gehuil. Net tot sover ons skriflesing ook vanmôre. Ek gaan die geheue so 'n bietjie terugdraai. Ek weet almal van ons kyk van tyd tot tyd televisie, maar 'n tydjie gelede was daar gereeld op TV so 'n advertensie van 'n baba wat leer loop het.
En elke keer het hierdie baba so 3 of 2 gegee en dan het hierdie baba op sy sitvlak beland. En dan 'n bietjie later sien jy in hierdie advertensie sien jy hoe daar 'n klein labrador hondjie inkom en hy rol so 'n toiletrolletjie al nader aan hierdie babatjie. En net voordat die baba weer val, rol hy hierdie rolletjie onder die sitvlak in. Die lewe is ook vir ons soos 'n baba wat leer loop. Partykeer gaan alles goed met ons. Alles werk 100% uit in die lewe en ons is almal gelukkig en opgewonde daaroor, maar ander kere gebeur dit dat daar iets gebeur en ons kom op ons sitvlak te lande neer. En elke keer wanneer ons so neerval, dan wens ons, maar daar was iemand wat dalk ook net my val 'n bietjie ligter kon maak. As jy aan jou eie lewe gaan dink, gaan jy miskien saamstem hiermee en dit beamen en weet, maar weet jy, die lewe het baie keer 'n manier om 'n mens baie hard terug te bring aarde toe. Terug te bring na die realiteit waarbinne ons lewe. Enige iemand van ons wat opstaan vir dit wat goed en dit wat reg is in die lewe, sal by tye platgeslaan word deur ander mense, want die wêreld waarin ons woon hou nie van dit wat goed en mooi en wonderlik in ons lewe is nie. En baie kere gebeur hierdie terugkom aarde toe, juis wanneer ons een of ander sukses bereik het in die lewe, juis wanneer ons iets in die lewe goed gedoen het en reg gekry het. Die soet smaak van oorwinning is nog in ons agterkop, dit bedwelm ons nog so 'n bietjie en dan kom die val. En dan wonder ek, maar hoekom gebeur dit? Soms is dit as gevolg van ons eie onkunde dat ons hard terugkom aarde toe. Ander kere mag dit wees dat ons dalk te veel voortvarend was en hierdie voortvarendheid het ons in hierdie moeilikheid gebring waarin ons nie regtig wou wees nie. Ek wil hê jy moet saam met my 'n bietjie dink aan Petrus en Petrus se lewe en dit wat met Petrus gebeur het, want Petrus is daardie disipel met wie ons almal een of ander tyd onsself ook kan identifiseer. Ons sien in Petrus iemand wat foute maak. Iemand wat groot flaters in sy lewe begaan het. So groot was hierdie flater dat hy bitter spyt was daaroor, dat hy bitterlik aan die buitekant gaan huil het oor dit wat hy so pas aangevang het. Ek meen, hy was so selfversekerd dat hy nooit vir Jesus in die steek sou laat nie. Onthou, hy was die disipel wat, toe Jesus op die see geloop het, was hy die disipel wat het gewaag het om met die Here te praat en te sê, Here, maar kan ek na u toe kom? En die Here sê, kom. En Petrus klim uit die boot uit en Petrus stap na die Here toe en op pad so toe het sy geloof hom begewe. En Petrus het gesink. Vroeër die aand in Getsemane se tuin het Petrus saam met die ander disippels saam met Jesus gekuier en toe hulle hom gevange geneem het hy saam met die ander weggehardloop. En nou hier in hierdie binnehof, nou verloon hy sy meester. Iets wat hy in sy lewe homself voorgeneem het, dat hy nooit ooit in sy lewe sal doen nie. Terwyl Jesus se aandag elders besig was, het Jesus presies geweet wat hier aan die gebeur was. Jesus se waarneming was baie skerp gewees. Hy het geweet wat Petrus se woorde en Petrus se opdrag, sy optrede eintlik behels het. En dit laat 'n mens dink aan Psalm 139 waar Dawid ook skryf en sê, Here, maar U weet alles van my.
U weet van elke woord wat oor my lippe gaan, nog voordat ek die woord gesê het. U weet van elke gedagte wat in my gedagte opkom, nog voordat ek hierdie gedagte probeer uitleef het. U weet waarheen ek op pad is. So God weet alles. Maar weet jy, ek is oortuig daarvan dat al was Jesus so teleurgesteld in Petrus se optrede, want Jesus het geweet dit gaan gebeur, Jesus het geweet dit moet gebeur, al was hy so teleurgesteld in Petrus se optrede, het hy Petrus nooit verwerp nie. Verskriklik en mooi is eintlik dat Jesus se oogkontak, Jesus was 'n entjie van hom af. Hy het net omgedraai en vir Petrus gekyk. En daai oogkontak was meer as genoeg om vir Petrus tot die besef te bring van wat hy gedoen het. Van die woorde wat Jesus 'n tydjie gelede gesê het, Petrus, voordat die haan kraai, gaan jy my 3 maal verloon. Petrus sê, ek gaan dit nie doen nie. En in 'n onbewaakte oomblik het dit gebeur. Daardie kyk van Jesus het veroorsaak dat Petrus tot die besef gekom het van wat ek gedoen het, van hoe hard hy geval het, en hy het omgedraai en hy bitterlik geween. En hierdie geween van hom, hierdie gehuil van hom, was eintlik 'n teken van verootmoediging, van oorgawe, van skuldbesef, van Here, ek is verskriklik jammer vir dit wat ek aangevang het. Almal van ons wat vanmôre in hierdie kerkgebou sit, almal wat hier is, maak een of ander tyd 'n fout in jou lewe. Almal van ons stel mense soms teleur. En nêrens in die woord van God lees ons dat ons ooit gevrywaar gaan word van swaar kry en seer kry in die lewe nie. Iemand het een keer gesê, en lees hierdie woorde saam met my, het gesê, die verskil tussen sukses en mislukking is hoe ons op ons val of ons mislukking reageer. Mislukking lê nie so seer in die val nie. Dit lê eerder daarin dat ons toelaat dat die val ons platgeslaan hou en ons lewe beheer. Baie mense se lewens het al lelik skeef geloop, verkeerd geloop, as gevolg van foute wat hulle gemaak het. As gevolg van een of ander nare ondervinding wat hulle in hulle lewe beleef het. En jy kan met enige een van hierdie mense wat hierdie nare ondervinding gehad het, met hulle gaan gesels, en by meeste van hulle gaan jy agterkom dat hulle nooit by vergifnis uitgekom het nie. Hulle eintlik hierby bly vassteek het, by hierdie mislukking, by hierdie val, net bly vassteek het, want hulle was nie gereed om verder te gaan daarmee nie. Hulle lewe het vir hulle een groot stuk verbittering, verwyd, en 'n stuk selfverwyd eintlik maar geword. Lewe het vir hulle soos 'n donker wolk geword wat hulle toegemaak het, en enige hoop van hulle lewe vir hulle kom wegneem het. Miskien is jy vanmôre op daai punt. Miskien voel jy dat iets met jou gebeur wat al jou energie uit jou lewe kom wegneem het. Nie net kom wegneem het nie, maar stadig maar seker vir jou eintlik lam gelê het. Miskien is dit iets wat jou plat geslaan het, omdat jy in 'n onbewaakte oomblik iets gedoen het aan iemand anderste. Of dalk in 'n oomblik van woede iets vir iemand anderste gesê het. Of dalk het jou kleinkind of jou kind of 'n goeie vriend iets baie slegs vir jou kom sê van jouself. En jou eintlik so kom beledig het, en jy voel net maar die wêreld het my plat geslaan en ek sien nie kans om enigsins meer op te staan nie. Erger nog, miskien is dit iets wat jy gedoen het en jy kan jouself net nie daarvoor vergewe nie.
ding wat jy kon vermy het, maar jy het oop oë daarin gestap. Die versoeking het net te lekker gelyk, te mooi gelyk. Dit is te goed om nee te sê, moet dit maar liewers te doen. Hoor net wat sê Jakobus, hy sê, ons struikel almal in baie opsigte. As iemand nooit struikel in wat hy sê nie, is hy volmaak, by magte om ook sy hele lewe in toom te hou. Paulus self sê later in 1 Korintiërs 10, hy sê daarom, wie meen dat hy staan, moet oppas, dat hy nie val nie. Mag ek jou vanmôre herinner aan Petrus se lewe, aan sy groot leerstelling, aan sy grootste selfverwyd, so erg sy gevoel van mislukking, sy gevoel van niks werd wees nie. Here, ek is nie meer werd om die kind genoem te word nie, want ek het in hierdie oomblik van die lewe teleurgestel, diep teleurgestel. Maar weet jy, die wonderlike is dat die woord van die Here ons leer dat daar niks in hierdie lewe is wat ons platgeslaan kan hou nie, niks in hierdie lewe wat jou op die grond kan druk en jou op die grond kan vashou nie. Hoor net wat sê Paulus bietjie later, hy sê, geen versoeking wat meer is as wat 'n mens kan weerstaan, het julle oorval nie. God is getrou, hy sal net toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. As die versoeking kom, sal hy die uitkoms gee, sodat julle dit kan weerstaan. Eindelik maak dit nie saak wat jou in hierdie lewe tref nie, wat jou in hierdie lewe teen die grond gaan neerslaan nie. God beloof elke keer oorwinning oor sonde. Dis hoekom Christus aan die kruis gesterf het. As kinders van die Here reageer ons baie keer soos 'n ou rubberballetjie. Ek sit net hier af en lyk dit beter. Soos 'n rubberballetjie. Die oomblik wanneer hierdie bal die grond tref, dan duik hy in, dan misvorm hy, dan is hy nie meer rond nie. Dan lyk hy nie meer reg nie. Dan voel hy eintlik nie meer reg nie. En tog is die veerkragtigheid van daardie bal so groot dat dit daardie bal weer hoog in die lug in opskiet. Nuwe hoogtes bereik waar dit nie kan uitkom nie. En hoe harder jy daai bal teen die grond gaan gooi, hoe groter gaan die duik wees en hoe groter gaan die teenreaksie wees, hoe hoër gaan hy in die lug ook weer terugbons. Weet jy, wanneer die lewe vir ons teen die grond neerslaan en jy sal weet, dit gebeur met jou van tyd tot tyd. Wanneer die lewe jou teen die grond neerslaan, dan kry jy seer. Jy kry verskriklik seer. En jy voel nogal misvorm ook. Maar God gee vir ons krag, keer op keer. Elke keer staan die Here daar by ons, en hy verseker ons 'n stukkie herstel. En hy verseker ons die oorwinning oor dit wat ons so plat geslaan het. 'n Bietjie later, jy kan dit gaan lees, Johannes 20, Johannes 21, toe Jesus aan die disippels verskyn het na sy opstanding, het hy met Petrus gepraat. En hy het vir Petrus 3 keer gevra, Petrus, het jy my lief? Die Here het Petrus herstel. En Petrus was so dankbaar vir hierdie nuwe kans, hierdie nuwe geleentheid wat hy ontvang het, omdat daar by God altyd vergifnis is. So wanneer jy val, wanneer jy op die grond lê, moenie daar bly lê nie. Gaan na God toe en ervaar ook God se vergifnis. Ervaar God se hande van liefde, God se hande van genade, en kry by hom die krag, die moed, die woorde om reg te maak dit wat verkeerd is.
Moenie bly lê wanneer jy geval het nie. Maar staan op met die genade van die Here en lewe die lewe wat die Here vir jou gegee het, voluit. Deur ander mense ook te vergewe en hulle ook vry te spreek. Kom ons sit net so. Here Jesus, baie dankie Here, dat ons net voor die genade troon weer kan stil word. Want Here, net soos Petrus gebeur dit dat ons U ook maar dikwels verloon. Veral wanneer ons stil bly in 'n geselskap, Here, wanneer U naam eintlik verkeerd gebruik word. Wanneer daar teen U saak gediskrimineer word, dan bly ons stil en Here, dis maar net nog 'n manier van verloning. Vergewe ons dit, Here. En leer ons om op te staan met die krag wat U vir ons gegee het, want die krag wat U gebruik het om vir Christus uit die dood uit op te wek, Here, sê U vir ons in die woord, gee U vir ons, sodat ons tot in alle ewigheid ook kan lewe. Here Jesus, ons bid dat U genade elke dag ook vir ons genoeg sal wees. Ons bid, Here, dat U ons sal help om reg te maak waar ons mense seer gemaak het. En leer ons, Here, om elke dag uit U vergifnis ook te lewe. Seën ons in hierdie week wat voor lê, Here, met alles wat ons moet doen. En Here, gee dat ons by alles ook sal uitkom en dat ons U naam altyd sal eer en U altyd sal verheerlik. Ons loof en prys U in Jesus se wonderlike heilige naam alleen. Amen.